Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. En julle Bybels, as julle dit hopelik gebring het, nie net los net daar, ons is almal op dieselfde vlak. Solank nou Lukas 18 toe gaan saam met my, dan kan ons mooi lekker saam deur die woord gaan vandag. Alright, terwyl ons wag vir die PowerPoint om op te kom, ek is ongelooflik dankbaar om weer saam met julle hier te wees en ongelooflik dankbaar vir God dat ek wat 'n sondaar is, die voorreg het om die woord van die Heilige God saam met julle te deel vandag. En ek onthou laas keer toe ek hier was, het ek met julle gepraat oor die noodsaaklikheid van die woord van God vir ons as Christene in ons alledaagse lewens. En vandag gaan ons nog 'n noodsaaklikheid van die Christelike lewe mee praat, naamlik gebed. Ons gaan leer presies hoe Jesus verwag het dat sy disippels, dit is ons, hierso ek en jy, moet bid. En ek glo dat voordat ons hierdie begryp of verstaan hoe noodsaaklik dit is dat ons moet bid, moet ek 'n vraag vra. Ek moet vra, is Christus jou lewe? Wat ek bedoel daarmee is hierdie. Wat is die doel van jou lewe? Het jou ambisies, jou doelwitte, jou drome, jou begeertes, Christus se doelwitte, begeertes en drome geword het? Vir wie het jy die liefste? Het jy Christus meer lief as jou ma, jou pa, jou vrou, jou kinders, jou vriende, selfs jou eie lewe? Is dit waar jy staan vandag? En laastens, waarop vertrou jy? Sal jy nog tevrede wees as al wat jy in hierdie lewe het, is Christus? Want hoe ons daai vrae beantwoord, gaan direk bepaal hoe belangrik gebed is vir my en vir jou. En om eers hierdie konteks van hierdie vers te verstaan wat ons gaan deurgaan, om hoe moet ons gebed hanteer, moet ons verstaan dat die hoofstuk voor dit, hoofstuk 17, is waar Jesus is besig om vir die Fariseë en die disippels te leer van hoe dit gaan lyk wanneer hy terug gaan kom. En so dit is in hierdie konteks dat Jesus nou praat oor hoe ons moet bid. Meer spesifiek, hoe moet ons bid met die wete dat hy gaan terugkom? Ons gaan kyk na die vergelykenis van die weduwee wat aangehou het vandag, totdat sy geregtigheid gekry het. En so om hierdie gelykenis te verstaan, moet ons verstaan dat 'n gelykenis is 'n verhaal wat bedoel is om 'n geestelike waarheid te openbaar of om te verduidelik. En dit is waar ons moet kyk, wat is die vergelykenis, wat is die punt wat Jesus wil ons wys uit hierdie vergelyking? En die eerste ding wat ons moet verstaan, is dat wanneer ons gaan deurgaan, sal jy sien, die regter in hierdie vergelyking verteenwoordig God. Die weduwee verteenwoordig ons as Christus se disippels. Maar Jesus vergelyk nie die regter met God nie. Die onregverdige regter staan in skerp kontras met God. Die fokus van die gelykenis is die verskil van hoe die regter die weduwee hanteer met hoe God ons as sy kinders hanteer. En ons moet op die uitkyk wees daarvoor. So kom ons begin. Lukas 18 vers 1 tot 8. Hy het vir hulle 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Hy het gesê, daar's 'n sekere regter in 'n bepaalde stad wat nie ontzag vir God gehaat het nie en hom aan geen mens gesteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad wat hom bly opsoek het met die versoek: laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent. 'n tyd lank
wou hy nie, maar naderhand het hy homself gedink, al het ek geen ontzag vir God en stuur ek my aan geen mens nie, sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied. Anders gaan sy my tot aan die einde bly tuister. Toe sê die Here, luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes, wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op die aarde vind? En so die doel van die gelykenis is om twee belangrike waarhede vir ons te wys. En dit is nommer 1, begin in vers 1. Dat ons moet, hoe moet ons bid? Jesus sê twee goed. Hy sê ons moet altyd bid en tweedens, wanneer ons bid, moet ons nie moed ophou nie. Ons moet nie moedeloos raak nie. En ons gaan kyk, wat beteken die woord altyd? Beteken dit dat ons elke sekonde van elke minuut van elke dag in gebed moet bly en as ons nie is nie, lewe ons in sonde? Nee. Wat dit beteken, die woord hierso is, altyd beteken teen alle tye en in alle omstandighede. Soos jy kan sien op die skerm, die woord beteken om 'n deurgaans tot 'n tydperk. Met verwysing na elke geleentheid, altyd, ter alle tye en by elke geleentheid. Ons sien dieselfde waarheid in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Dit sê, verbly julle altyd, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus vir julle. Met ander woorde, daar is geen omstandighede waarin ons gaan deurgaan wat ons nie na God toe kan gaan in gebed nie. Daar is geen situasie, het sy dit deur ons eie sonde veroorsaak is, of deur iemand anders wat dit aan ons doen, wat God nie kan hanteer nie. Ons kan nie ook die besluit met watter situasies wil ons graag na God toe bring en wat ons wil onsself wil hou. Want onthou, dus jy Christelik werklik jou lewe is daar nie meer enige deel van jou lewe wat hy nie 'n invloed op het nie. Onthou, jou lewe is nie meer jou eie nie, is God se. En wanneer ons hierdie waarheid verstaan, dan moet ons ook verstaan dat ons moenie ophou om na hom te kom nie. En dit is waar ons die tweede woord in verstaan, dat ons moenie moed opgee nie. En dit beteken om nie motivering te verloor en om aan te hou, om nie moedeloos te raak nie en om nie op te gee nie. Om nie uitgeput te word of afgemat te word nie. In hierdie konteks van hierdie woord wys dat Jesus ons oproep om aan te hou, om te volhard, om voort te gaan in gebed. Want gebed is nie 'n outomatiese ding wat gebeur nou dat ons wedergebore is nie. Gebed verg inspanning. Dit vereis voortdurende afhanklikheid op God. Jesus gaan nie net vir ons leer hoe ons moet bid nie, maar hy gaan ook vir ons wys hoe gaan ons goeie disippels wees wat aan hom vasklou tot hy terugkom. En hy gaan wys vir ons dat een van die kenmerke van hoe ons dit gaan doen is omdat ons moet aanhou in gebed. En met daardie eerste vers wat hy vir ons geleer het wat ons moet doen, gebruik hy die vergelykenis nou in vers 2 tot 5 om dit vir ons te verduidelik. So kom ons gaan daardeur. Volg gaan met my in die Bybel. Wat ons gaan nou kyk, ons gaan nou gaan kyk na die verskil van die twee karakters wat ons sien in hierdie gelykenis. Die een is die onregverdige regter. Hierso het ek dit vir julle, jy kan volg op die skerm. Hy het nie vir God of mense omgegee nie. Hy was selfsugtig en op sy eie belang ingestel. Hy was heel waarskynlik korrup en omkoopbaar. Hy het geweier om aan haar geregtigheid te laat geskied. Hy sou slegs die help wat hom kom omkoop. En hy het uiteindelik uit frustrasie die weduwee haar versoek toegegee. Nou kom ons kyk in kontras wat is die weduwee, hoe sien ons haar karakter in hierdie
vergelyking. Die weduwee was weerloos omdat daar geen man was om haar saak te teenwoordig nie. En daai tye was dit baie belangrik dat 'n vrou 'n man gehad het wat vir haar opstaan in 'n saak. Die vroue in daai tyd was die laagste van die sosiale status in die gemeenskap. En omdat sy 'n weduwee was sy heel waarskynlik ook arm. So sy het niks geld gehad om die regter om te koop nie. Maar wat het sy gedoen? Sy het aanhou totdat sy geregtigheid kry. En dit het in die ou eind, dit was die regte het deur haar volharding oorwin. Die regters was heel waarskynlik 'n Romeinse regter en hulle was baie bekend wees vir korrupsie. Dit was algemeen bekend dat hulle 'n mens moes hulle omkoop voordat hulle na jou saak sal luister. En weder sou 'n regter min of geen belangstelling gehad het op 'n vrou wat van die weduwee. Want die vrouens in daai tyd was selfs nie as bevoeg geag om getuienis in 'n hof te gee nie. Dink daaraan, imagine dit vandag. Nog minder sou 'n weduwee wat blykbaar geen manlike familielid gehad het om haar saak te teenwoordig nie, dit is wat sou gebeur het in daai dae. En aangesien, soos ek gesê het, sy wat arm was, sou sy nie geld gehad het om hom om te koop nie. So wat moet hierdie weduwee in hierdie omstandighede doen om geregtigheid te kry? Sy het een wapen gehad, haar volharding. En Lukas beklemtoon 3 keer dat die weduwee geweier het om op te gee. In vers 3 sê hy, sy het aanhou kom. In vers 5, sy hou aan om die regter lastig te val. En weer in vers 5, haar voortdurende kom. Die uitdrukking voortdurend kom dra die gedagte van aanhou tot die einde. Dit is die woord telos wat beteken om iets tot voltooiing te bring, om volkome af te handel of letterlik tot die einde toe. So gegee haar omstandighede was dit haar enigste wapen wat sy gehad het. En die weduwee het deur haar voortdurende kom die regter tot sy uiterste gedryf. Hy wou nie haar gehelp het nie, maar dit was haar aanhou kom, aanhou pla, aanhou pes, wat hom actually laat ek net hierdie vrou van my rug af kry. En die uitdrukking wat ons sien in vers 5, wat die regter vir haar antwoord van hoekom het hy haar nou ingegee? Hy sê, sodat sy my nie heeltemal uitput nie. En hierdie idioom kom uit die wêreld van boks uit. Gisteraand het ek gehoor, Driekus het weer bietjie geboks. En wat gebeur is, die konteks hier is dat dit is die idee van iemand wat aanhoudend jou raakslaan, weer en weer en weer, totdat jy so moeg is dat jy jou arms in die lug opsit en net sê, ek kan nie meer nie, ek gee op. En dit is wat die regter gedoen het, dit is die idee wat ons kry, van wat die volharding van die vrou veroorsaak het. Letterlik dit beteken, om iemand 'n blou oog te slaan. Met ander woorde, die regter het eenvoudig sy hande in lug gegooi en sê, ek kan nie meer nie. Ek kan nie weer hierdie vrou sien nie. Ek sal dit nie verdra as sy weer voor my moet kom met dieselfde vraag nie. En nou vra ek vir jou, dit is die gelykenis wat Jesus vir ons bring om te verduidelik, hoe moet ons bid? Nou vra ek die vraag, hoe pas dit tot ons gebedslewe toe? Net soos die weduwee moet ons ook aanhou om na God toe te kom, totdat ons geregtigheid kry. Ongeag van ons omstandighede, of waar ons lê in die sosiale status nie, wat ons posisies is in die gemeenskap. Dieselfde beginsel sal ons sien in Lukas 11, waar Jesus het nou net hulle geleer van die Onse Vader gebed, en hoe ons moet bid. En dan sê hy direk daarna, hy sê, ons moet aanhou vra, tot dit aan ons gegee word. Ons moet aanhou soek, totdat ons vind. En ons moet aanhou klop, totdat die deur oopgemaak word. Dit is die konteks waar Jesus wil hê, ons moet gebed verstaan.
Volhardende gebed is eenvoudig, maar net nog 'n manier waarop ons wys dat ons volkome aan Christus afhanklik is. Ons behoort aan hom, ons het ons ou lewe agtergelaat sodat ons in hom kan wees. Ons het besluit om hom te volg en hom alleen te vertrou. Wanneer ons gedurig in gebed na God toe kom, leef ons eenvoudig ons Christendom uit. Hierdie is wat ons as Christene doen, dis hoe dit lyk. Dit is nie 'n hoër geestelike vlak wat net vir 'n paar uitgesoekte gelowiges beskore is nie. Dis nie vir die spesiale heilige mense wat hier om ons is nie. Nee, dis vir my en vir jou. Wat sondaars is, wat elke dag hom moet weer gaan, daai manne in die wildernis gaan kry, want ons het nog steeds hom nodig. So deur elke aspek van ons lewe moet ons aan God vertrou. Wys ons dat ons Christus werklik as ons Here en ons Meester is. Ek glo Jesus leer ons in hier dat een van die maniere waarop ons kan weet of ons 'n geloof het wat tot die einde sal deurdruk, is ons aanhou na hom toe kom in gebed. En soos wat Leonard Ravenhill sê, 'n baie lieflike woord wat hy sê, as ons swak is in gebed, is ons op swak op elke ander gebied. Geen mens is groter as hulle gebedslewe nie. Die predikant wat nie bid nie, speel kerk. Die mense wat nie bid nie, dwaal weg. Ons het baie organiseerders, maar min worstelaars. Baie spelers en betalers, maar min bidders. Baie sangers, maar min wat aan Christus vasklou. Baie predikante, maar min wat met God worstel. Baie vrese, maar min trane. Baie mode, maar min passie. Baie inmengers, maar min voorbidders. Baie skrywers, maar min vegters. As ons hier misluk ons oral. Reddende geloof is 'n geloof wat volhard tot die einde. Daar is nie 'n ander geloof wat jy kan hê nie. En as jy nie volhard tot die einde nie, dan het jy die geloof wat volhard. Verstaan jy dit is wat Jesus vir ons wil verduidelik. Hy sê, dit is 'n geloof wat volhard, is 'n geloof wat aanhou bid. En ons moet dit verstaan. En ek wil julle 'n vraag vra nou. Kan ons werklik in hierdie gebrokene wêreld, in hierdie gevalle wêreld met sonde en siekte en dood, wat op elke draai van ons wag, kan ons dit hanteer sonder om te bid? Ja of nee? Kan ons, en as jy sê, ja nee, ons kan dit doen, is reg, ek is sterk, lewe is taaf, maar ek is ook. My geliefde broers en susters wat hier sit vanoggend, as jy dit dink dat jy gaan volhard tot die einde sonder om te bid, is ek bang dat jy mislei jouself. Dan glo jy in 'n vervalste evangelie, 'n evangelie wat Jesus nooit verkondig het nie. En dit is presies waarom Jesus, wanneer hy oor gebed leer, hy plaas die klem op volharding. En ek ontken nie vanoggend dat lewe moeilik is nie. Ek ontken nie dat daar dalk 'n put is wat jy vir 3 jaar, 4 jaar in is, maar jy sê nog steeds jy glo in Christus, maar jy's in die put. Ek verstaan, ons gaan deur tye waar gebed baie maklik is. En ek verstaan daar's tye waar ons in gebed gaan en ons weet nie wat om te sê nie. Ons wil ook eintlik nie bid nie. Ek verstaan dit. Maar hier weet ek, en ek sê vir jou, nie my woorde nie, maar wat Christus aan ons gesê het, hoe moet ons bid? Hy sê ons moet volhard in gebed wees, totdat hy weer kom. Dink aan Jakob, selfs nadat sy heup uit lid was, het hy nog steeds nie God gelos nie. Hy het nog steeds aan hom vasgehou. Hou jy nog vas aan God, wanneer dit die lewe vir jou moeilike draaie maak? En ons moet nou kyk na die punt wat ek dink ons moet verstaan is, wanneer in ons gebed in is, ons moet ook verstaan met wie is ons in gebed. Na wie toe bring ons vra, wie is hierdie God wat ons moet aanhou mee bid? En dit is presies wat Jesus ons gaan leer hier in vers 6 tot 8, as jy nog saam met my is. Jesus wys vir ons dat ons nie bid
tot 'n korrupte of 'n onregverdige regter wat nie vir ons omgee nie. Inteendeel, ons verkeer in die bevoorregte posisie om voortdurend ons versoeke voor 'n heilige God te bring en meer eens 'n God wat vir ons lief is. Kom ons kyk. Ek gaan vir julle wys net wat hierdie wonderlike God is wat ons vra om aanhou aan hom te kom. Die regter is goddeloos. God is volmaak heilig. Die regter gee nie om vir die weduwee of ander mense nie, maar God gee innig om vir sy kinders en tree vir hulle in. Die regter tree uit selfsugtige motiewe op. God handel tot sy eer en tot ons beswil. Die regter weier die weduwee se versoek na om geregtigheid. God sal beslis geregtigheid aan sy kinders laat geskied. Die regter word geïrriteer deur haar volharding. God word nooit moeg om na ons gebede te luister nie. Die regter antwoord omdat hy moeg is en sat is vir die aanhoudende versoek. Maar God antwoord bloot eenvoudig omdat hy ons liefhet. Dit laat my dink aan Hebreërs 4 vers 14 tot 16 en dan dink met wie bid jy? Soos jou testimony vandag. Met wie is hierdie God wat ons lewe voorgee? Speel hy games met ons? Nee. Hy tree innig vir ons, hy's daar vir ons. Hebreërs 4 vers 14 begin sê, terwyl ons dan nog 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat net soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het nie. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang op die regte tyd gehelp te word. Ons hoef dus nooit te huiwer om ons laste en ons versoeke na God toe te bring. En hy is nie net gewillig om ons te help nie, maar hy is ook volkome in staat om sy genade aan ons te gee, sodat ons kan doen wat ons nooit kon doen op ons eie nie. En in vers 7 beklemtoon Jesus verder dat God geregtigheid sal laat geskied aan sy uitverkore kinders wat dag en nag na hom roep. Weer eens, die prentjie van aanhou, dag tot nag. Jesus sê hiermee dat hierdie soort gebedslewe is normale leefstyl vir sy kinders. En wanneer hy terug gaan kom, is dit waarmee hulle gaan besig wees. Hy gaan terugkom en hy gaan sy kinders vind wat bid. My vraag is, gaan jy een van hulle wees? Want onthou, 'n geloof wat volhard is 'n geloof wat aanhou bid. Nou kom ons, nou dat ons hierdie verstaan, kom ons kom by die punt wat die vraag wat ons almal vra vanoggend. Hoe lank gaan dit vat? Hoe lank moet ek aanhou? Lewe is moeilik, man. Hoe lank? Jesus gee vir ons die antwoord. Hy sê in vers 7 en vers 8, hy sal nie talm om geregtigheid te laat geskied nie. En tweedens sê hy sal spoedig geregtigheid laat geskied. Maar ek weet nie van jou nie, maar dit lyk nie altyd asof God regtig vinnig na my toe kan kom wanneer ek hom wil hê hy moet nie. Soms lyk dit asof dit jare vat. Ek ken mense wat jare lank bid dat hulle man na Christus toe gaan kom. Jare. Dan kom jy daar op 10 jaar. En in die 11de jaar dan kom die man na Christus toe en dan wonder jy, hoekom moet ek aanhou bid? Het God my nie die eerste keer gehoor nie? Nee. Ons bring dit by hierdie vraag wat ons vra, as God goed is, waarom stel hy uit om teen alle sonde en lyding te beëindig? En ek dink ons moet 'n paar vrae vra om hierdie antwoord te beantwoord. Nommer 1 is, waarom lyk dit soms vir ons asof God talm en boosheid wil uitwis? Miskien lê die antwoord daarin dat ons die betekenis van die woord beter moet verstaan. Met ons eerste oogopslag verstaan ons die woord spoedig as nou, net nou, oor 'n kort rukkie, vinnig. Maar in afhangende van die konteks kan hierdie woord ook beteken beslis,
sekerlik of sonder twyfel. En as ons kyk na die konteks van die gelykenis waarin Jesus juis die kontras trek tussen die onregverdige regter wat nie geregtigheid wou gebring nie, teenoor God wat sekerlik sal geregtigheid bring in sy kinders. Dan kan ons verstaan dat ons moet eerder dit verstaan dat hy sê dat spoedig beteken dat hy sekerlik sal dit doen. En soos wat James Edwards, die kommentator, opmerk, hy sê hy lê die klem nie op hoe vinnig God gaan optree nie, maar op die sekerheid dat hy wel sal. En daarom kan ons weet hy gaan gebeur. En onthou, God se timing is nie ons timing nie. En wat hierdie woord impliseer is dat in die groter prentjie van geskiedenis, in die groter prentjie van lewe, van nou tot ewigheid, ons kan met vertroue of volhard bid, want hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen. En die vraag is weer eens, sal ons aanhou bid totdat hy dit doen? Of gaan ons moed opgee, gaan ons moeg raak langs die pad? Die tweede vraag wat ons moet vra is, waarom wil God hê ons moet aanhou bid? Soos ek gevra het hy nie vir ons die eerste keer gehoor nie. Daar is verskeie redes waarom ek glo God en Jesus wil ons hê ons moet aanhou in gebed. Die eerste een is plain eenvoudig, dit leer ons om te volhard. Tweedens, dit leer ons om in alle omstandighede op hom te vertrou in plaas van onsself. Terselfdertyd openbaar dit of ons werklik God vertrou. Dit is maklik om iemand te glo dat hulle 'n finansiële adviseur is. Dis een ding. Maar om jou hele lewensspaargeld om aan te vertrou is iets heeltemal anders. En dit is wat ons leer as ons aanhou na God toe kom in gebed, wys ons dat ons werklik hom vertrou vir alles wat ons nodig het vir lewe en godsvrug. Ons vertrou nie net dat hy God is, maar ons vertrou in hom. Ons gee ons hele lewe, al die sak, die kinders, die vrou, die kat, is alles God se. Nie joune nie. Jou bankrekening is not yours. Hoe min of hoe baie daarin is nie joune nie. As jy werklik ware Christen is vandag. Maar ek glo die derde een, ons is amper klaar. Die rede waar ons moet aanhou bid, is omdat ons aanhou, ons kan nie sonde in ons eie krag oorwin nie. En totdat dit gebeur, moet ons teruggaan na die een wat kan. So hoe bly ons bewus van sonde, ons oorwin sonde, en hoe verwyder ons dit uit ons lewe uit? Ons deur elke dag so vinnig as moontlik na God toe hardloop in gebed. Ons het 'n groot nood, maar ons het 'n groter verlosser. E.M. Bounds sê, gebed is God se plan om die mense se groot en voortdurende behoefte te voorsien uit God se groot en voortdurende oorvloed. Dit bring my na ons laaste punt. Hoe lank moet ons volhard tot die einde? Jesus gee ons die antwoord aan die einde van vers 8. Hoe lank moet ek struikel? Hoe lank moet ek aan na God toe kom? Totdat hy terugkom, of jy gaan huis toe eerste. Eenvoudig. En ek wil die vraag vra, die Springbokke het weer gespeel gisterand. En hulle het weer gewen. Maar ek moet die vraag vra, dit voel soms as ons is in die Suid-Afrikaanse kultuur, of as Afrikaners, soms meer geloof het in die Springbokke asof in God. Want ons het die hele jaar nie 'n Springbok-wedstryd gemis nie. Ons maak reg, die braai is aan die gang, die peselhappies is reg. Almal vir 80 minute sit ons voor die skerm en ons kyk die game. En ons kry 10 minute en 'n halftyd om te gaan badkamer toe gaan om kyk of jou kinders en vrou nog lewendig is. En as jy weer daar, maar ek vra, hoe is dit hoe jy voel oor jou verhouding met God? Is dit hoe jy jou gebedslewe op die oomblik hanteer? Want dit is baie maklik vir ons om vroeg op te staan in die oggend om die wedstryd te kyk, of laat in die aand tot bly. Maar ek vra, hoeveel weke het ons gegaan sonder dat 'n woord van gebed opgedra is aan God? Ek praat van myself, ek weet nie van julle nie. En die vraag wat Jesus vra aan die einde is nie,
gaan God sy belofte nakom nie. Nee. Sy vra, gaan ons nog aanhou aan hom vasklou totdat hy dit doen? Ons sit nie God daar op die troon en sê, okay, ons gaan God gaan wag vir jou om te kyk of jy regtig gaan doen wat jy gaan doen nie. Asof ons die regters is wat God gaan wag om te sien of hy gaan doen nie. Nee. Jesus worry nie daaroor nie, want hy weet God gaan. Maar die vraag wat hy het, is nie of God gaan doen wat hy sê nie, maar gaan ons nog volhou tot die einde? Dit is die vraag wat hy wil hê. Dit is die vraag, hy vra, gaan hy geloof in elke een van ons vind, wanneer hy terugkom? So, ek weet die lewe is moeilik, maar ons moet hou aan glo, hou aan bid, hou aan klop aan daai deur, hou aan soek totdat jy kry, hou aan vra, want onthou, 'n geloof wat volhard, is 'n geloof wat aanhou bid. Kom ons bid. Baie dankie Here vir die groot voorreg wat ons het om deur die woord te gaan, om te verstaan wie God is, wie ons is, en hoe ons moet optree teenoor God. Dankie dat ons 'n hoëpriester het wat verstaan al die struikel wat ons deurgaan, al die swakhede van die mens. Maar hy het dit oorwin, so ons kan na hom toe kom met enige iets. Help ons om ons gebedslewe 'n noodsaaklikheid te maak vir ons as Christene nie. Help ons om vroeg op te staan as ons nie tyd hierdie dag het nie. Help ons tot laat in die aand bly, hou daai kers aan as ons nie tyd in die dag kry nie. Maar laat ons afhanklik wees op U. Want ek vra weer, na waarna toe sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. Help ons, lewe is moeilik. Die gees en die vlees, hy worstel elke dag. Maar ons weet, God is altyd daar vir ons. Of ons hoef nie bang te wees nie. Ons moet net kom. Amen. Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.